Op my radar hierdie week in die plaaslike nuus wil ek gesels oor 'n vrou. Haar naam is Marina Wolfhard en dit is in 'n artikel, 'n nuusartikel van die Citizen. Sy en haar man het 'n supermark besigheid oopgemaak in Welverdiend in Carletonville. En daar's blykbaar, volgens die artikel is daar nog 'n supermark wat deur Pakistanis bedryf word. Dit klink volgens die artikel asof hulle onwettige immigrante is. Dit is hoe dit klink. En hulle het blykbaar die vrou en haar man gedreig om nie hulle besigheid oop te maak nie, aangesien hulle reeds 'n besigheid daarso het. Die mense het voortgegaan om hulle besigheid oop te maak of om te probeer oopmaak, en alhoewel daar intimidasie en so aan was, het hulle voortgegaan en eventueel het hulle 'n klag gaan lê by die polisie oor die intimidasie van die 5 Pakistani mans. Toe hulle by die polisiestasie uitloop, het die 5 mans blykbaar vir hulle gewag en hulle aangerand. Die man het weggekom en die polisie laat kom. 2 van die Pakistani mans is in hegtenis geneem, die ander 3 het weggekom. Hulle is aangekla van die 4 van 'n vuurwapen, aanranding en intimidasie, maar hulle is uitgelaat op R1000 borgtog elk. Dit klink asof daar nog 'n besigheid is, 'n swart vroutjie wat 'n bakkery het, wat ook geïntimideer word, en aan wie gesê is, sy moet ook haar besigheid toemaak. Die vroutjie het 6 mense wat vir haar werk, en die eienaar van die gebou blykbaar is ook 'n Pakistani man. Maar dit is net, ongelukkig is dit tekenend van ons polisieering, ons regstelsel wat mense nie werklik beskerm nie. Die aanvanklike, of die vroutjie wat die supermark oopmaak, sy en haar man, hulle het 3 kinders en hulle gaan nog steeds voortgaan om hulle besigheid oop te maak. Ek hoop dat ons vorentoe iets positiefs sal hoor en sal hoor dat die polisie wel iets gedoen het om hierdie mense te beskerm. So ek sê, die artikel, as jy dit wil gaan lees, was in die Citizen, en dit was, die artikel was geplaas op die 24ste Junie 2025, as jy 'n bietjie meer daaroor wil lees, of as jy in die omgewing is en die mense se besigheid wil gaan ondersteun. Ek dink dit sal nogals baie grand wees. Wat internasionale nuus betref, wil ek nie fokus op een spesifieke storie nie. Ons word nogals gepeper met oor as genoeg internasionale stories, veral as dit by oorloë kom. Ek het bietjie gaan kyk, daar's 'n webtuiste met die naam van Geneva Academy, wat nogals interessante statistieke gee oor konflikte wêreldwyd. Die hoofstroom media fokus verskriklik baie op Israel en Gaza, en Israel en Iran ook nou, en Rusland en die Oekraïne. Maar ek het net bietjie gaan kyk en dit was skokkend om te sien hoeveel gewapende konflikte daar is, of eintlik oorloë of mini-oorloë daar is in die wêreld. En ek gee sommer vir julle so 'n paar getalle hierso, bietjie statistieke. In die Midde-Ooste en Noord-Afrika is daar meer as 45 oorloë op die oomblik. Dit is eintlik skokkend om te dink dat die hoofstroom media net verslag gee basies oor 2 van hulle. Ek weet dit is 2 belangrike oorloë tussen Israel en dan die Iran of Gaza ook, en Rusland en die Oekraïne. Ek weet dit is belangrik en dit speel 'n groot rol in die wêreldse ekonomie, maar dit is hartseer dat hoofstroom media nie meer berig gee oor die ander oorloë of oorloggetuisterde lande nie. So ek sê, in die Midde-Ooste en Noord-Afrika is daar meer as 45 sulke mini-oorloë minstens. In Afrika is daar meer, die res van Afrika is daar meer as 35 sulke oorloë.
In Asië is daar 21 oorloë. Europa is daar 7 gewapende oorloë. In Suid-Amerika is daar 6. Dit is eintlik baie skokkend en baie hartseer om te dink dat in 'n tyd waarin ons leef, is daar nog soveel oorloë waar mense daagliks doodgaan. En om nie eers te praat oor die meer as 60 moorde per dag wat in Suid-Afrika gepleeg word nie. Ek dink dit is meer as wat daar in Gaza, meer mense gaan in Suid-Afrika dood per dag oor 'n sekere tydperk as wat daar in oorloë soos Israel en Gaza doodgaan. Dit is eintlik skokkend en dan is dit baie erg om te sien as ons president die mense in Europa en die Midde-Ooste en Israel veral die Lewiete wil voorlees, terwyl in Suid-Afrika ons meer as 60 moorde per dag het. Dis baie sleg. Ek wens ons regering en ons president veral 'n bietjie ruggraat kry in hierdie opsig. Dan wat sosiale media betref, of die nuus wat ek gekry het op sosiale media wat nogals oor my radar gekom het en wat baie goeie nuus is. Dis lekker om sulke goeie stories ook te hoor. Is van die seun van Benoni, is 'n 13-jarige seun met die naam van Camden Shaper wat blykbaar 'n kontrak gekry het of besig is om te teken by Chelsea, die Premier Liga sokkerklub in Engeland. Daar was blykbaar 'n hele klomp klubs wat agter sy handtekening aan is. Hy en sy familie is volgens die artikel reeds in Engeland waar hy speel vir Blackburn Rovers en daar's 'n hele klomp Premier Liga klubs wat agter sy handtekening aan was. Ek weet nie of hy regtig al mag teken nie, seker sal sy ouers teken. Maar dit is baie belovend en iemand op wie ons kan trots wees. So jong ouetjie, ek sê wie sy naam is Camden Shaper en volgens berigte gaan die oordragsfooie hier rondom 17 miljoen rand wees. Ek weet nie mooi hoe werk die oordragsfooie en betalings nie. Ek dink nie die 17 miljoen rand gaan noodwendig na hom toe nie, maar ek dink hy sal 'n redelike salaris kry daai, maar uit van die sokkervelde van Benoni af na die Engelse Premier Liga toe. Mens sal seker nog hier en daar van hom hoor, maar eers wanneer hy rondom 17 of 18 is, sal hy vir die senior clubs begin speel. Ek wens hom alle sterkte toe en ek hoop hy bly 'n Suid-Afrikaner. Ek hoop nie dat hy sy burgerskap gaan opgee op 'n stadium nie, alhoewel mense hom seker nie sal kan kwaadlik neem nie, maar ek wens hom alle sterkte toe en hoop dat hy 'n suksesvolle sportman sal wees en alle sukses sal bereik in die sport waarvoor hy so hard werk. Wat sportnuus betref, het daar soveel gebeur hier naweek en daar is soveel aan die gebeur op die oomblik. Ek is baie lief vir sport en om vir al die internasionale sport te volg. So kom ons spring weg. Eerstens baie geluk aan die Springbokke met 'n 54-7 oorwinning oor die Barbarians. Ek was baie lanklaas so opgewonde oor 'n Springbokspan. Die hoeveelheid jong spelers wat energie en kreatiwiteit gebring het na die spel Saterdag was fantasties. Cheslin Kolbe is 'n fenomeen, dink ek. Hy was ongelooflik goed. Ek is baie trots op Jesse Kriel wat as kaptein aangewys was en homself skitterend van sy taak gekwyt het. Ek dink hy verdien dit. Ek kan praat oor elke speler wat gespeel het, wat regtig fantasties was. Ek dink die hele span was fantasties. En dis my net jammer dat ons volgende 3 toetse teen Italië en Georgië is. Ek dink ons het beter voorbereiding of harder voorbereiding nodig voordat ons in die rugby kampioenskap gaan speel. Wat ons bring na volgende naweek speel die Springbokke teen Italië, dis Saterdag om 5:00 speel hulle. En waarna ek eintlik uitsien is die All Blacks wat teen Frankryk gaan speel en dis 9:00 Saterdagoggend. Dit behoort nogals iets interessants te wees.
Ek dink hulle speel 2 of 3 toetse teen Frankryk in Nieu-Seeland. Dan speel Australië Sondagoggend so 5:30 teen Fiji. Fiji raak al hoe beter. Australië dink ek nie is op 'n fantastiese plek met hulle rugby nie. So dit kan 'n baie interessante wedstryd raak. Dan is daar Argentinië wat teen Engeland speel Saterdag 20:10 die aand. Dit beloof ook om 'n baie goeie wedstryd te wees. Veral omdat Engeland se beste spelers uit is en vir die Britse Lions speel. Ek voorspel dat Argentinië vir Engeland goed sal klop, aangesien hulle verlede week die Britse en Ierse Lions geklop het. Gaan dit 'n baie goeie wedstryd wees. Die Britse en Ierse Lions speel Saterdag 12:00 teen die Australiese provinsiale span die Waratahs. So daar's baie internasionale rugby wat voorlê hierdie naweek. Dan as ons by Wimbledon kom, wat natuurlik vandag afskop, Maandag, gaan dit baie interessant wees. Soos wat ek nou hierdie opneem, is Carlos Alcaraz in sy eerste wedstryd. Hy stel elk op die oomblik teen Fabio Fognini van Italië, dink ek. En dit behoort interessant te raak. Ek sien uit om dit te gaan kyk nou en klaar te kyk. Jannik Sinner en Novak Djokovic saam met Alcaraz is natuurlik die gunstelinge, maar daar's 'n hele paar buiteperde of donkerperde, buite of donkerperde. Bublik, Zverev, Ben Shelton is my gunsteling buiteperd vir die titel. Hy het 'n fantastiese dien aan hom en ek dink as hy consistent gaan speel, gaan hy baie ver kom. Ek dink hy kan selfs die titel wen. Dan is daar ook 'n ander naam wat ek wil noem, die van Carlton Engelbrecht, wat so 'n maand terug of so die mees suksesvolle gewigopteller in die geskiedenis van die wêreld geraak het. Daar's drie items waaraan hulle dit meet. Terme van die gewig optel, ek is glad nie 'n kenner nie, maar ek wil graag sy naam noem. In die 3 items het hy saam 1200 kilos opgetel. Dis meer as enigiemand ooit in die geskiedenis van gewig optel. So baie geluk aan hom. Ek dink ons saam met Reino Nel, wat die wêreld se sterkste man is, wat aan die strongman kompetisies deelneem, en Dricus du Plessis, is ons op daai front goed verteenwoordig en baie trots op hierdie ouens wat Suid-Afrika se naam reg deur die wêreld dra met sport. Om nie eers te praat van ons baanatlete en wat so goed vaar op die oomblik nie. Daar's soveel mense wat goed hardloop op die oomblik. Natuurlik Akani Simbine is die naam wat eerste opkom. Dan is daar die nuwe jong sensasie Leendert Kokemoer, wat ek dink hy is 17 nou, wat 400 meter hardloop en fantasties gedoen het hierdie naweek. Maar daar's 'n hele rits van hulle. Miskien praat ons bietjie volgende week oor daai atlete. Dit is regtig die moeite werd en hulle maak mense trots. Net om vinnig terug te kom na Wimbledon toe, ek het vergeet, Suid-Afrika het daarom vir Lloyd Harris, wat ons daar verteenwoordig. Soos ek nou gesels hierso, is hy 2 stelle op en was hy voor in die 3de stel. So daar's 'n baie goeie kans dat hy deur sal gaan na die 2de ronde toe. Ek sal gesien as ek klaar hier opgeneem het wat met hom gebeur het, maar baie sterkte aan Lloyd Harris ook van Suid-Afrika en Wimbledon. Dan in hierdie week se insetsel van dit krap aan my, wil ek gou ietsie aanraak wat sekerlik meeste van ons irriteer. En dis die slaggate in ons paaie, die potholes. En ek wil eintlik praat oor die groter prentjie. Ons almal is bewus van slaggate en in Johannesburg veral is die munisipaliteit besig om slaggate, potholes reg te maak.
seker in voorbereiding vir die G20 beraad wat later hierdie jaar gaan wees. Maar die slaggate is net een aspek van ons paaie. Daar's 'n hele klomp goeders. Buiten die slaggate is die paaie besig om te verkrummel. Dit help nie jy maak net 'n paar gate reg nie. Die paaie is besig in baie areas om heeltemal te verkrummel. Dan is daar die sypaadjies en die randstene wat in 'n chaotiese toestand is. Is nie eers te praat van sypaadjies en hoe hoog die gras groei nie. Dis eintlik mense lag daaroor, maar dis eintlik skandelik. Dan die straatligte, die helfte van die straatligte werk nie, die padtekens val uitmekaar uit. Om nie te praat van straatname nie. Jy sukkel deesdae om straatname te kry. En dan natuurlik ook die strepe op die paaie. So dis nie net slaggate nie. Jy kan nie sommer nou 'n paar potholes kom toemaak en sê alles is nou reg nie. Dis die hele padinfrastruktuur wat uitmekaar val. Ek weet daar's 'n paar goeie nasionale paaie en daaroor is ek bly, maar in die woonbuurte veral is hierdie goeders, dis 'n hele klomp goed wat sleg is. Ek wens die munisipaliteite begin kyk na die groter prentjie en begin kontrakteurs aanstel wat die werk werklik kan doen. Hierdie week se top 3, moes ek mooi gaan dink oor wat my top 3 is. Dit sal seker eintlik wissel van week na week. Ek wil die top 3 Afrikaanse liedjies vir my vir julle noem. Ek dink die een wat ek eerste noem, sal seker baie mense se gunsteling Afrikaanse liedjie wees, Koos Kombuis se Lisa se klavier, wat natuurlik bekend gemaak is deur Lorika Raug, en die Parletones het ook 'n baie interessante weergawe van Lisa se klavier. Dis een liedjie wat seker altyd op my top 3 sal wees. Dan die ander Afrikaanse liedjie wat my baie na in die hart lê, is Geel van Spoegwolf. As jy dit nog nie gehoor het nie, gaan luister dit gerus, maar daar is een of twee, hoe sal ek sê, kragwoorde daarin. Maar dit is steeds 'n baie goeie liedjie. As jy maklik geafronteer is deur Afrikaanse kriewoorde, moet dit eerder nie luister nie. Maar dit is 'n regtig fantastiese lied. Ander lied wat vir my op hierdie stadium definitief in die top 3 is Karen Zoid se Vir Jou. Daar's 'n baie spesifieke rede waarom dit vir my in my top 3 is, maar dit is 'n ongelooflike mooi lied en ek hoop ek kan eendag uitvind by Karen hoe die lied na vore gekom het, want dis 'n baie persoonlike lied, dink ek, en dis ongelooflik mooi. Wat my eie skryfwerk betref hierdie week, wil ek hierdie boekie aan julle bekendstel. Die boekie is getiteld A Life Worth Living. 100 Life Lessons I Learned While Writing This Book. Ek het so 2 jaar terug of so begin hierdie boekie skryf. Ek was sommer net 'n paar lewenslesse vir myself neerpen en ek het opgeëindig om 100 lewenslesse of 100 bladsye te skryf, elkeen met 'n les vir myself. Dis alles persoonlik, dit alles beteken vir my iets. Ek sal 'n stukkie lees uit die heel eerste een, getiteld Another Chance. We don't often get a second, third or fourth chance to right the wrongs we have committed. But when the opportunity arises, we should grab those times by the scruff of the neck and do everything we can to make things right and to do them right. And you know, things are seldom perfect. You might and probably will make mistakes again,
Don't let that thought stop you from aiming high, though. We have one life on earth, and it won't last forever. So rather give it your best and make a couple of mistakes along the way, instead of living in fear of making a handful of missteps. Live today without the fear of making a mistake. So hierdie boekie is beskikbaar. Hy's R100, kontak my gerus as ek hom vir jou kan poedou of Paxi. Jy's welkom om te bestel by my. Dan laastens, op 'n persoonlike vlak het ek uiteindelik by my eerste podcast uitgekom wat ek gesels oor godsdienstige sake. Ek hou nie eintlik van die woord godsdienstig nie, dit het al so 'n negatiewe konnotasie in Afrikaans, maar dis eintlik maar die enigste manier om dit te beskryf. Die podcast is getiteld Wat die Bybel sê, en daarin gesels ek oor spesifieke temas en kyk bloot uit 'n oogpunt van wat die Bybel sê oor die tema. Die eerste podcast was getiteld Tiendes. Dit gaan oor die lering van tiendes vanuit die Ou Testament, die eerste keer wat dit plaasgevind het regdeur tot die laaste keer wat dit genoem word in die Nuwe Testament. En dis redelik lank, so 50 minute. Maar vir die van julle wat nog nie goeie, ek wil nou nie sê goeie lering gekry het nie, maar as jy nog nie 'n algehele prentjie gekry het van tiendes en waar dit vandaan kom en wat dit beteken nie, dan kan jy dit gerus kyk. En lewer gerus kommentaar, ek het 'n dik vel, so ek kan dit vat. Maar ja, as jy belangstel om te weet wat die lering van tiendes is en die geskiedenis en waar dit vandaan kom uit 'n Bybelse oogpunt, gaan kyk dit gerus. Dankie dat jy gekyk het tot aan die einde. Ek waardeer dit en van my kant af, dis hoe ek het sien.